is die meisie wat dan nou met my make-up wil smash nie. Nee, jy sien wat daar. Daar sy oor. Nou, baie dankie julle. Ek gaan tot hierdie moeie skep. En hierdie waaier. Genade is waar. Papa, Vader, baie dankie dat ek hierdie woord kan bring, Here. En dat hierdie woord uit u hart uit is vir ons almal. Ek gee dat hierdie woord, Vader, 'n verskil maak in ons lewens. En dat u kom al die lof, die eer en die heerlikheid. En dit gaan oor die volle hart vir ons. Dankie, Jesus. Amen. Nou julle, baie keer in ons lewens voel ons dat ons bid en ons bid en ons bid. En dan kom net die deurbrake in ons sake wat ons by die Here se voete geneer lê. En ons is moeg en ons is moedeloos en ons probeer. Ons is negatief en ons staan op en ons gaan weer aan. En ons wonder, Here, maar hoe gaan ek hierdie ding verbykom? Hoe gaan ek hierdie monde voed? Hoe gaan ek die skuld betaal? En 'n mens kom op 'n punt en sê, Here, ek glo nie meer nie. Ek bevraagteken my geloof, ek bevraagteken of my liefde, ek bevraagteken bestaan u werklik. Baie mense, julle, kom op daai punt. En al hoe meer mense kom al hoe meer op daai punt om die lewe moeiliker te maak. En mense voel vandag, maar ek is fed up. Dankie, dit is vir baie. Halleluja, wind maak 'n verskil. Maar ek so bly as 'n fan in jou. Julle almal sien nou lief visie, né? Okay. En hier sien liggie, dit is 'n visies, 'n kers en 'n visies op. Okay, so my boodskap gaan vandag oor vis. Vis en visvang. En my boodskap gaan, sy tema is, gooi jou net aan die ander kant uit. Amen. Gooi jou net aan die ander kant uit. En wie se woorde was hierdie? Jesus. Dit was Jesus se woorde. Na sy opstanding en Jesus het sy bewegings gemaak wat ons nie almal weet wat hy gedoen het nadat hy opgestaan het nie. Maar in een van die tye wat hy hulle verskyn het hy vir hulle gesê, gooi julle nette aan die regterkant uit. Wat is in jou net vandag? Wat is in jou net vandag? Wat jy aan die linkerkant uitgegooi het in die water, dit kan verskillende goed wees. En jy wag, en jy sit en wag in die son, wat jou so hard brand. En jy vra, Here, my challenges is in hierdie net van my, waaroor ek bid en u vertrou. Maar Here, daar kom nie 'n deurbraak nie. Daar kom niks wat in hierdie net is, werk reg uit nie, of kom by mekaar nie. Die deurbraak kom net nie, Here. Kom ons lees Johannes 21, maak vir my oop, Johannes 21. Ons lees vanaf vers 1 tot 6 en vers 11. Sien jy daar? Okay. Verskyning van Jesus by die see van Tiberias. Na die
hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit en julle sal kry. Hulle het gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Vers 11 sê, Simon Petrus het in die skei geklim en dit net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie eers geskeur nie. Aan watter kant lê jou net en wat is binne jou net? Wat jy vir die Here vra. Julle weet, as ons so mooi gaan dink, die disippels, hulle het nou vir 3 jaar so met Jesus op aarde gewerk en hulle het wonderwerke van Jesus beleef. Kan julle dink hoe awesome was dit? Hulle het saam met Jesus beweeg op aarde en hulle het saam met hom die wonderwerke beleef. En nadat Jesus gesterf het, en hy het opgestaan, ja, hy het aan hulle verskyn. Maar dink julle, hoe moes die disippels gevoel het? Dan moes in hulle, op daai stadium in hulle lewe het hulle nie geweet wat gaan kom nie. Ek dink hulle het gedink ons lewe gaan nou normaal voortgaan. Daar's 'n normaliteit wat nou weer ons lewe gaan wees en ons gaan teruggaan na visvang. Want dit is wat ons geken het. Ja? Hulle het gedink hulle gaan nie die wonderwerke sien nie. Want Jesus is nie meer daar nie. Laat aan hulle verskyn. Hulle het nou nog nie geweet van presies van sy opvordering nie. Of hy het dit al aan hulle genoem. Maar ek dink nog nie hulle het die prentjies by mekaar mooi gesien. So hulle het teruggegaan na hulle normale lewe om weer vis te vang. En weet julle wat dit so fantasties is, en later nächste keer kan dit gaan lees. Toe Jesus met Simon Petrus praat, het hy 3 keer vir hom gesê, laat my skape my, wat Jesus eintlik na dae geïmpliseer is om te sê, dat jy gaan die rots wees wat my gemeentes gebou gewees. Ok, maar dit is nou nie waaroor ek wil praat nie. So met ander woorde, hulle was op hierdie water en hulle het aangegaan met hulle normale lewe en hulle het weer die nag gesit, ons weet nie of daar 'n storm was nie, en hulle het niks gekry nie. So hulle verwagting dalk was, ok, miskien gaan ons deur die nag kry, miskien kry ons visse deur die dag. Maar weet julle, niks gebeur nie. Niks gebeur nie, die nette bly leeg. Wat is jou verwagting van jou geloof? Jou mate van geloof vir goed wat in jou net is. Wat verwag jy van die Here vir dit wat in jou net is? Of is jy in afwagting oor dit wat in jou net is en wat die Here deurbrake gaan gee van wat in jou net is? Want jy moet baie mooi verstaan, waaroor gaan visvang? Visvang gaan oor troebel waters, waar ek 'n visstok ingooi met 'n lekker ou asie en alles aan wat die manne doen, party vrouens doen. Maar jy gooi daai lyn met geloof in. Jy kan niks sien wat onder die water aangaan nie. Maar jy gooi jou visstok in geloof in. Dit is wat visvang is. Jy weet nie wat onder die water aangaan nie. En jy is soos ons geloof. Hebreërs 11 vers 1.
Ons glo in dit wat ons nie kan sien nie, waarop ons hoop. Ons kan nie die water onder sien nie. En ons weet nie of daar 'n vis gaan kom nie, maar ons glo. Ons is nou lekker happy as daar ons 'n visie uitkom. Ons is happy. En almal spring vir die net en skep die vis uit, of dan breek die vis los en almal, Jy weet mos nou hoe gaan dit, né? Lekker visvang. Die water is troebel. Ons behoeftes, ons verwagtinge van ons lê in hierdie net van ons onder hierdie water, in hierdie hoop, dat die Here gaan vir ons deurbrake gee. Alles lê daarin. En ons vra die Here en ons bid. En weet julle, partykeer is ons net so lank in die water oor 'n saak, dat jy voel jy gee tou op. Want jy kan nie die deurbraak sien nie. Jy kan nie sien dat daai kind waarvan jy so lank bid, dat daai kind tot bekering gaan kom nie. Jy kan nie sien dat hierdie kind van my sy houding en sy attitude gaan verander oor die lewe om rigting in sy lewe te begin kry nie. Ons bid vir finansies, maar die deurbrake kom nie. Die skuld raak groter. Die lewensomkostes word hoër. Petrol word duurder. Alles wat daarmee saamgepaard gaan, julle. Mense voel hulle verarm. Regtig. As jy nou artikels gaan lees oor finansies in wêreldekonomie en so, hulle sê dat die middelklas mense, en middelklas dan leef jy 'n goeie lewe, jy het alles wat jy nodig het. Die res is luxuries. Die middelklas verarm. Nou Here, noem die arme ou daar heel onder. Hoe arm moet hy wees? Hoe moet sy omstandighede verswak? En die rykes word al die ryker. Dit is hoe dit in die ekonomie is. En dit is hoe dit nou ongelukkig maar is. Maar in al die omstandighede, Here, wil ek net sê, Here, wat moet ek maak? Maar die Here sê, gooi jou net aan die ander kant uit, aan die regterkant uit. En ek het vir ons hierdie paar punte neergeskryf. Die grootste ding wat Satan, wat ek en jy moet verstaan, is dat Satan is 'n leenaar. Satan lieg vir ons. Dan kan nie 'n woord uit sy mond uitkom wat die waarheid is nie. Hy vertel vir ons leuns die hele tyd. Ons moet ophou om sy leuns te glo. Ons moet die waarheid van die almagtige God begin glo. Wat sê, as ek vir die mossie sorg, sal ek vir jou sorg. Amen. Ek sal nie dat jy honger gaan slaap nie, ek sal voorsien in jou behoeftes. Ons moet dit eerder glo, as wat ons Satan se leuns glo, om te sê, Here, ek het soveel sade in my bakkie, hoe gaan ek al hierdie mondjies versorg, hoe gaan ek alles gedoen kry? Jy moet kan opstaan en sê, maar ek het hoop, ek het geloof, ek staan op, en ek sê, die Here wat ek dien is almagtig en hy is groot. Alles behoort aan die Here op aarde. Niks behoort aan niemand behalwe aan God nie. Dis die mens wat hom verkeerd gebruik. Alles behoort aan die Here, en die skepping en alles daarin, en die goud behoort aan die Here. Die Here kan van die ongeredde vat en vir jou gee. Luister wat ek sê, die Here kan van die ongeredde vat en vir die geredde persoon voorsien. Was dit Elisa met die kraaie? Ek kan ook nie mekaar Elisa of Elia. Die kraai word as 'n negatiewe, 'n slegte voël beskou. 'n Voël van dood. Maar die Here gebruik kraaie om vir die profeet kos te bring langs die rivier. Alles behoort aan die Here, en waaragtig sal hy dit uitdeel soos wat hy dit goed doen. En hy sal vir jou gee. Wat is jou verwagting, of is jy in afwagting? Ons moet nie ophou glo nie, want die Here kan enige slegte situasie omdraai in 'n fantastiese, bonatuurlike
moeilike situasie waarin ek hier kan kom staan en getuig en sê, waarlik, die Here is goed, hy het my omstandighede omgedraai. Amen. Dit is die God wat ons dien. Kan ek 'n amen kry? Amen. Dis 'n God wat ons dien. Wat die onmoontlike moontlik kan maak. Hy kan enige iets kan hy omdraai. Gooi jou net in geloof uit. Gooi jou net in geloof uit. Want die Here sal jou antwoord op sy tyd. Sal hy jou antwoord. We walk by faith, not by sight. Want die disippels kon nie onder die water gesien het nie, wat ek nou gesê, dis so vas vis van werk. Hulle kon nie onder gesien het nie. Walk by faith, not by sight. Maar ons as mens wil sien, ons wil vat, ons wil voel. Maar ons vergeet, dit is wat geloof is. Want ons sê, Here, as U dit doen, dan weet ek. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Weet jy nou, kom is ek so emotioneel. Want die Here is besig met 'n reinigingsproses met my. Amen. Ek het vir my verjaarsdag 'n shofar gekry. En in my gees voel ek kan hom nog nie. Uit my volle bors uit. Uit my maag uit dan nou. Soos jy sê, maag. Want ek myself, vir myself, waardig maak. Ek is klaar waardig in die Here se oë, maar ek moet hier sekere goed gaan, voordat ek hom volwaardig wil plaas, want ek respek het vir die Here. Beteken wil die Here hê, dat ek en jy, moet deur 'n reinigingsproses gaan, voordat hy daai nette vol maak. Amen. Dat is goed wat ons moet leer, dat is goed wat ons moet klaarmaak. Dat is goed wat ons moet begin. Dat is lesse wat ons moet leer. Dat is dinge wat ons met die Here moet kom skoonmaak en reinig maak. En die Here gaan nie iemand verander nie, om by jou te pas nie, Here. Luister wat ek vir jou sê. Jy moet verander. Die res is die Here se probleem en ek sê dit in respek. Amen. Ek moet verander. My ma het 40 jaar vir my pa gebid, voordat ek met verkering gekom het op sy sterfbed. En sy het baie keer gesê, Here, maar hoekom verander U hom nie? En die Here het vir haar gesê, jy moet verander, nie hy nie. Ek sal genadig wees oor sy siel, maar jy moet verander. Jy moet anders na hom kyk, jy moet hom anders te sien, jy moet onderdanig wees. Door my genot. Een ding wat ek weet dat Jesus wil hê is, ons moet nie al hardloop agter die tasbare, en dit is wat ons kan vat en voel nie. Maar ons moet al hardloop agter om te weet, en te sê, my geloof is in die alomteenwoordige God, want hy is die waarmaker van sy woord, en wat hy sê is 'n pikswart gegiet, want niemand kan wegvat of van verander nie, en in hom glo ek, en ek het hoop in hom, om my net vol te maak. Amen. Ons moet walk by faith and not by sight, en dat ons kan sien nie. Weet julle wat, Jesus het op die strand gestaan, en hy het met die disippels gepraat, wat nou in die skip was. So, dalk was dit 3 meter weg, dalk het Jesus daar gestaan, en dan was daar die water. So duidelik moes hulle mekaar mooi gehoor het, nee. Amen. Ok, so. Ons dink dat oplossings vir ons probleme, vir dit wat ons van God vir ons baie ver. Ons is baie keer so in die omstandighede, dat ons nie eers kan sien, dat die uitkoms is hier, onder ons lese nie. Ons is so vastgevang, want in ons koppe het ons 'n sekere denkrigting, dit is hoe ek dink dit moet wees, of Here, dit is hoe ek dit wil hê. Maar nou, dit is nie die Here se denke nie. Jou denke en God se denke is nie dieselfde nie. Want God
daai ding wat in jou net is daar 'n ander oplossing, nie jou menslike oplossing nie. Nie soos wat jy dink nie, maar God kan hierdie engste ding vat en dit so laat kom en uitdraai met 'n omloop om sekere goed in jou lewe te laat gebeur en te laat bereik, om jou nader aan hom te bring, maar hy sal eventually daai net volmaak. Amen. Hy het sy tyd, nie my en jou tyd nie. Maar julle partykeer moet ons gaan stil sit. En dit is nodig dat ons lewens herprioritiseer. Want partykeer is die uitkoms baie nader aan ons as wat ons dink. Dit is dalk nie minder ver. Dit is dalk nie langs ons verby ons. Dalk moet ek 'n attitude change sê oor die probleem wat ek nou net gesit het. Dit is dalk nie binne my. Dalk moet ek besluit, gaan mooi kyk en herprioritiseer, is hierdie nog nodig vir my? Is hierdie nog nodig vir my? Dalk is dit nie. Wat verwag jy of is jy in afwagting? Die oplossing is dalk net om die draai. Die antwoord is dalk net die onderling wees. Met fynere op ons kyk, ons moet slimmer te werk gaan, maar die belangrikste, weer probeer. Weer probeer. En julle ek uit my wese uit, en hierdie is net Lorraine, wat in diens van die Here staan. Uit my wese uit vra ek julle, ek smeek julle, ek sal op my knieë staan, soos ek voor Anna gestaan het op my knie om vandag te lees. Moenie tou opgooi nie. Moenie tou opgooi nie. Want jou beloning is die ewige lewe. Vir ewig en ewig en ewig. Amen. And you're going to glorify God. Amen. Hou aan om probeer. Hou aan Jesus se kleed vas te hou. Maak nie saak wat in jou net is, of jou net voorraak, en of jy net 4 het, en jy net vandag 4 visse nie. Want dalk dink God, dit is vandag, vir jou goed genoeg vir die dag. Ok? Amen. Jy het ook nie 153 visse nodig. Dalk het jy net 3 nodig. Amen. Vir vandag. Maar my God sal nog steeds voorsien, al is dit 3 vir vandag. Want hy het goed gedink. Dis goed so. Moenie tou opgooi nie, julle, ek vra vir julle, probeer weer. Kom ons dink gaan baie mooi. Kom ons dink gaan prakties. Ek sal dit met iets prakties te verduidelik. Hier sit jy in jou lewensbootjie, jy sit in hierdie skuit. En jou vis lê saam met jou in jou skuit. What now? Dink jy die visse gaan in jou net spring? Nee. Nee! Jy moet jou net uitgooi in geloof. Jy moet jou net uitgooi in geloof. Van die visse gaan nie spring binne in jou boot nie. Ons moet geloof en vertroue in God hê. Laat ons net gaan uitgooi in die troebelbate wat ons nie onder kan sien nie, want ons ken nie die toekoms nie. Ons ken nie die toekoms nie, ons weet ons het 'n God wat saam met ons die toekoms loop. Ons weet ons het 'n God wat 'n belofte gemaak het, dat hy stap die pad met ons, al ken ons nie die toekoms nie. Maar ons ken die God wat ons gaan behoed en bewaar en gaan voorsien. Daarom sal ek nie vrees nie. Daarom sal ek nie bang wees nie, want ek sal genoeg hê, daar sal genoeg visse in my net wees. Amen. Want ons dien 'n God aan wie alles behoort. Halleluja. En iemand het my daai water aangegee. Jannerie, is dit nie? Ja, asseblief.
Dankie my liefie. Dankie liefie. So ek gaan vir julle vra, kom ons wees gelowiges. En dit is okay, om partykeer te voel, it's getting too much for me. Ons is mens, julle. Ons is mens. En daar's aanvalle in die lewe. Dit is okay om te voel, vandag is my geloof bietjie. Maar daar's mense in die gemeente wie jy kan net 'n boodskapserie sê, vandag is my geloof daaronder, bid net vir my. Daai persoon, niemand hoef vir mekaar se sake te weet nie. Dis aan die Here bekend. Amen. Dit is hoekom ons daar vir mekaar is, om ons hande omhoog te hou en te sê, maar ek bid vir jou. Want môre oor môre gaan jy van getuig, dat die Here het my geloof sterker gemaak. Aan watter kant gooi jy jou net uit? En julle, die kant waar jy jou net uitgooi, op die ander van die dag sal die Here lei. Dit gaan vir my oor die fokus. Die net is die fokus. Dit is waaroor dit vir my gaan. Waarom is jou fokus? Is jou fokus ook in die net gefokus, dat jy nie daar hoog kyk nie. Dat jy Jesus uit hoog uithaal. Die vraag is, wat maak jy as jou net leeg bly en jy voel dat daar kom nie deurbrake vir dit waarvoor jy bid nie? Wat doen jy dan? Wat voel jy dan? Dan begin ons sat om te glo, deur wat hy vir ons sê, maar jy is nie goed genoeg nie, daar gaan nie deurbrake vir jou kom nie. En weet julle wat, ek dink partykeer voel ons te ontevrede met die paar visies in ons net. Partykeer moet ons dalk kyk, wat het ons, en te sê, dankie Here vir hierdie 4 visies in my net, want Here, ek is tevrede met hierdie wat ek het. Maar Here, as dit U wil is, en die plan vir my lewe vorentoe is, weet ek, dat U gaan vir my 20 visse bygee. En ek prys U nou al daarvoor, maar Here, U sal dit vir my gee, wanneer ek dalk reg is daarvoor. Want hy is die God wat alles weet. Hy is die God wat absoluut alles weet. Vandag kan 4 visse vir my genoeg wees. Ek wil net vir julle sê dat ons geloof in Jesus Christus, ons fokus in Jesus Christus vir deurbrake in ons lewe, is dit mees belangrikste. Dit is waarop ons moet fokus. Ons fokus nie op die net wees nie, maar op Jesus Christus. Wat hemel en aarde geskaap het en wat hy see geskaap het, waar ons net uitgooi. Ons moet op Jesus Christus fokus. Ons moet op Jesus Christus fokus. Ek glo julle, ons almal moet, ons is dan nie vergeetlik almal vissermanne nie. Ons is nie, maar ons moet vissermanne vir Jesus wees, né? Gelowiges se nette is in die water, maar hulle oë is gefokus op Jesus, want hulle walk by faith and not by sight. Walk by faith and not by sight. En dan kan eendag is eendag, dan beland al daai visse in jou net. En jy weet wonderlik, Here, hier is hierdie deurbraak waarvoor ek gewag het, al is dit 40 jaar later. Want hy het op verkeerde gekom, en dan gaan ons die hemel sien. Want tyd, God se tyd is nie my en jou tyd nie. En dit is een ding waaraan ons moet gewoond raak, julle, van ons het haastige persoonlikhede, dus dinge doen nou. Ons praat nie nou en wie oor 'n week nie. En dis ons met daai tipe persoonlikhede perfeksioniste is wat sukkel om te wag met geloof. Ons sukkel om te wag met God werk. Want ek sê vir julle, God is kragtig en almagtig. Want terwyl jy die skat sit in hierdie net en wag om vol te word, is God aan die werk. Is sy engele aan die werk wat hy hulle opdragte gegee het. Hou jou geloof. Amen. Bely wie jy dien. Hou jou fokus. Probeer weer. Hou aan julle. Maak nie saak wat die lewe na jou kant toe gooi nie. Ek wil julle bemoedig om te sê, ons dien 'n wonderlike, almagtige, kragtige God. Byt vas. Want as jy voel jy kan nie meer nie, jy laat weet en sê, bid vir my. Ek
belangrikste. Spreek dit, vat dit, glo dit, en spreek dit, en begin dankie te sê, vir die 153 visse wat die Here jou net gaan gee. En jy gaan sê, Here, maar U gaan saam met my, U gaan vir my die bekwaamheid gee, om dit wat U dan vir my te gee, my nederig te hou. Maar U gaan my bekwaam maak om hierdie 153 te dra, dat my net nie skeer nie, dat my geloof nie skeer nie, dat ek nederig sal bly, en U altyd al die eer sal gee, because it's every time, always it's about Jesus. Amen. It's always about Jesus. Amen. Oor niks en iemand anders te nie. Dit gaan altyd oor eer aan hom te gee. Ek sluit net af deur te sê vir julle, moenie tou opgooi nie. Kom praat as jy voel jy moet tou opgooi. Okay. Hoor julle my?